Galasiërs 5 vers 16 sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Amen. Laat jou lewe eerder deur die Gees bepaal word, as wat anderste. Daar's ander dinge wat jou lewe vir jou wil bepaal. Maar God sê, Galasiërs 5 vers 16, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. So, voor ek by vanoggend se boodskap wil uitkom, oor hoe ek en jy tussen die stemme wat in ons kop is kan onderskei, en hoe ek en jy die Heilige Gees se stem kan uitken tussen die ander stemme om my, het die Here, glo ek, vir my 'n droom gegee, wat ek hier moet deel, om hierdie preek, hierdie boodskap, wat ek glo ek het van die Here gekry, op te som vir ons. So die Here gaan vir jou nou aan die begin sê, wat jy moet doen in die einde, sodat jy die begin kan hê. Ek gaan nog gou weer sê. Die Here gaan nou in die begin vir jou sê, wat jy moet doen as jy al die goed saamvat en opsom, sodat jy kan hê wat hy in die begin vir jou gee. Ek weet, as dit nou nog steeds Frans klink, vra my maar na die tyd. So, in hierdie droom van my, nou is dit weer ek in hierdie ding. Dus weer kyk. In hierdie droom van my, staan en praat ek voor 'n klomp mense. En in plaas van dat daar woorde hier by my mond uitkom, kom daar 'n fyn woestynsand uit my mond uit. En dit sprei so oor die mense. Dan kom ek agter, dit is net sand en ek probeer my mond so afvee. Maar jy weet mos nou, as jy gehardloop het, geoefen het of baie gepraat het, dan begin jy mos so sweet hier om jou mond, né? Maar soos ek afvee, kom ek nog steeds agter, daar is nog steeds fyn sand hier om my mond. En dit sit so in 'n ring so om my lippe, en toe ek nou dink, dit is oor, en toe ek nou afgevee het so met my hand, ek wil nou net die mic wegsteek nie, toe dink ek is nou oor, en ek begin toe weer praat met die mense, maar daar kom net meer sand uit my mond uit oor die mense, en ek het toe net aangehou praat met die mense. Dit is baie weird. As jy praat, nou kom net sand uit. Ek dink ek het nog gehoes op staan, dat ek die sand wegkry. Maar is net sand. En die volgende oggend, maar as jy my nou van naby af ken, dan weet jy die Here praat soms, as jy nou naby my stap, né, dan weet jy die Here praat soms met my in drome. En dan gee hy die uitleg ook van die droom. En ek wil vanoggend met jou share die uitleg van hierdie droom, want die volgende oggend het ek gaan bid, en ek het by die Heilige Gees gaan vra, Heilige Gees, sê vir my, wat hierdie droom tog kan beteken. En ek weet soos ons hier sit, jy gaan klaar begin dink, dit kan dit beteken, en dit kan dit beteken. Maar jy hoef nie te wonder nie, ek gaan vir jou sê vanoggend, ek glo die Heilige Gees het vir my hierdie boodskap gegee, hierdie droom gegee, met hierdie boodskap, vir alle geestelike leiers. En wanneer ek praat vir alle geestelike leiers, praat ek nie net van die dominee, of die pastoor, of een of ander man wat voorstaan en preek by mense nie. Ek praat van jy in jou leierskapsrol, as 'n kind van God. Vir alle Christene. En die eerste ding wat die Gees my uitgewys het van hierdie droom, wat jy nou daarna kyk, die ding wat vir my dadelik uitstaan, is daai sand. En ek het dadelik geweet binne in my, terwyl ek sit en bid, dat dit iets is wat nie so moet wees nie. Want dit is nie wat 'n kind van God se mond, wat by 'n kind van God se mond moet uitkom nie.
dit moes mos lewende water wees in die sand nie. Is dit nie? So hier is die boodskap wat ek toe verder gekry het. En ek wil sê soos in die woord van God staan, laat hom of haar wat 'n oor het hoor wat die Gees vir die leiers wil sê. Skuldig is hy wat die sand sien en wat weet dat dit wat by sy mond uitkom sand is en nie tot inkeer kom nie. Hy soek nie meer na die lewende water nie. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Laat my mense drink van die lewende water. Sand kom van die aarde, maar lewende water vloei vanuit my troon uit. Hoe kan ek dit vir jou nog duideliker stel? Het jy so afgestomp geword? Keer terug na die water wat ek gee. Keer terug na jou knieë, want daar sal jy die lewende water kry. Die wat van die aarde is, hulle sal jou prys vir hierdie sand. Daarvan wil hulle drink, maar hulle dors sal nie geles word nie. Maar hulle, wie ek jou sal gee, hulle dors sal groot wees. Hulle het die lewende water nodig. Enigiets anders as die lewende water sal hulle dors nie les nie. Gee vir hulle om te drink van die lewende water. En dan aan die Christene, aan die gemeentes. Laat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Moenie, kind van God, moenie jou parels vir die varke gooi nie. In hierdie tyd gaan jy vir jou olie bymekaar moet maak. Wat is hierdie parels? Dit is die dinge wat vir jou van groot geestelike waarde is, wat die Heilige Gees reeds vir jou geleer het. Soos die evangelie, die waarheid van die woord van God, geestelike wysheid en koninkryk beginsels. Moenie dit wat hy reeds vir jou as kind van God geleer het, vir die mense gee nie, wat hardkoppig is, wat veragtend is, of doelbewus vyhandig teenoor God se waarheid is nie. Hoekom nie? Want hulle sal dit vertrap. Hulle sal met jou stry. Hulle sal jou teenstaan. Hulle sal dit wat die Heilige Gees reeds vir jou geleer het, van by jou wil kanselleer. Moenie jou parels vir hulle gooi nie. Die olie, wat moet jy bymekaar maak in hierdie tyd, sê die Here vir jou? Glo ek met my hele hart, dit simboliseer die werking van die Heilige Gees in en deur jou. God wil in en deur elke kind van God werk, halleluja. He wants to work through you. Hy wil deur jou werk. Ek gee nie om wie jy is, wat sit in hierdie gemeente nie. Ek sê vir jou, gee die Here 'n kans, want hy wil deur jou werk. You must allow the Holy Spirit to work through you. Jy gaan daai olie nodig hê. Die salwing van die Heilige Gees is jou olie. 'n Verhouding met God is jou olie. Geloof waarin mense volhard tot die einde toe, dit is jou olie, wat jy bymekaar moet maak in hierdie tyd. En dan glo ek, het die Heilige Gees vir my verder gesê, die tyd is hier. Die tyd van die 10 maagde het aangebreek,
En toe die tyd van die 10 maagde aanbreek, en ons ken die storie, as jy dit nie ken nie, gaan lees in Matteus 25 van die 10 maagde, van die 5 wat slim was, en die 5 wat dwaas was. Wat het die 5 gedoen wat verstand gehad het, en wat het die 5 gedoen wat nie verstand gehad het nie? Wat dwaas opgetree het oor die olie? Die vraag wat die Heilige Gees toe vra is, gaan jy wys wees met jou lewe verder in hierdie tyd, of gaan jy dwaas optree met jou lewe verder in hierdie tyd? En hier is 'n waarskuwing. Slegs hulle, en dit staan in die Matteus 25, gaan lees dit, slegs hulle wie se lampe vol olie is, sal saam met die bruid na die bruilofsmaal gaan. Daarom, maak jou gereed. Sal jy luister wat die Heilige Gees vanoggend in jou oor wil fluister, of in jou hart wil sê? Sal jy vanoggend van die lewende water drink? Hoor wat sê die Here. Kom en drink van die lewende water, glo ek, spreek die Here. Amen. Dit was die droom en die uitleg. So what is God saying? I hope His Holy Spirit is talking to you at this moment. Kyk waarna moet jy oplet. En ek weet ons sê somtyds, dit is verskriklik moeilik. Hoe weet ek nou? Wie hoeveel kinders van God het ek dit al gesê? En ek self het dit al baie gesê. Hoe weet ek nou, dis die Heilige Gees wat my wil lei? Hoe weet ek nou, dis die Heilige Gees wat met my wil praat? En vanoggend wil ek vir jou sê, sy boodskap is juis, verskoon my, wie praat nou? Het jy al gesien as jy die selfoon baie keer antwoord, dan begin die persoon aan die ander kant met jou te praat, asof hulle jou al lank al ken. En hulle gesels met jou, en hulle praat oor jou gesin en jou familie, maar jy het nie 'n klou wie die persoon aan die ander kant is nie. Maar hulle gesels met jou. Hulle gaan dit aan. Tot jy nou wil jy ook nie self vra, wie praat nou nie, want dan gaan jy nou baie stupid klink. Want hulle het jou dan gebel en hulle ken jou dan. So jy bly maar stil. Jy weet maar, dis op dieselfde prinsip waarmee ons soms probeer uitwerk. Wie is dit wat nou met my praat wanneer ek in gebed gaan, of wanneer ek loop, wanneer ek net sommer normaalweg loop in my werk loop, of as ek hier uitgaan en ek stap. Soms is dit ons daai selfde prinsip, dan wonder ek, wie praat nou met my? En ek vra die vraag, is dit die Heilige Gees wat nou met my praat? En ek wil vir jou sê, dit is 'n goeie plek om te wees. Halleluja. Dit is 'n goeie plek. Hoekom? Want dan sê dit van jou, jy's op 'n plek waar jy wil kan onderskei tussen wie nou met jou praat. En die Here sê vir ons die volgende skrif, 1 Johannes 4 vers 1 sê hy, geliefdes, glo nie elke gees nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, geliefdes van die Klein Karoo gemeente, glo nie elke stem wat na jou toe kom nie. Hy sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Hoe kan jy uitvind of dit die Heilige Gees is? Stel hulle op die proef. Stel die boodskap wat na jou toe kom op die proef, en stel wat hierdie gees of stem vir jou sê, stel dit op die proef. Ons kry by ons werk soms mense wat kom proef. Hulle kom werk 'n tydjie by jou, sodat jy hulle kan help, of sodat jy kan sien wie hulle is. Né? So laat hulle toets skryf. En dit is maklik. Die Here sê ons moet dit doen. Hy sê die stemme wat jy hoor, jy's nie mal nie. Ons het hierdie idee as jy stemme hoor as jy mal. Dan het pastoor Bjorn nou laat 'n malman praat vir jou.
So. Maar ek sê vir jou, stel dit op die proef. Van wie nou met jou praat? Want dit is of die Heilige Gees wat met jou gesels, of dit is jou eie vlees, né? Jou eie vleeslike begeertes. Of dit is die begeerlikhede van hierdie wêreld en sy koning of Satan en demone wat jou wil beïnvloed. Hulle bring vir jou 'n boodskap. Hulle kom praat met jou, want hulle wil hê al drie. Jy moet in 'n sekere rigting gaan. Jy moet iets sekers doen. Jy moet op pad wees na 'n sekere plek toe. Al drie, die Heilige Gees, jou vlees en jou begeerlikhede. En ek wil tog hier stop vir 'n oomblik en ek wil met jou praat en vir jou sê, slegs die Heilige Gees is jou vriend, die ander is jou vyande. Hoor jy? Die ander is jou vyande. Die begeerlike van my vlees, hierdie stem wat ek soms in my hoor, né? Galasiërs 5 vers 17 staan daar, want die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees. Die begeerlikhede van hierdie wêreld met sy koning Satan en sy demone, die stem, gewoonlik is hierdie stemme aan die buitekant, depending if you are born again, en gewoonlik die stem van die Heilige Gees, nee, hy is daarom in jou. Maar dan is daar nog die stem van die vlees wat ook hier in jou is. Hierdie eie begeerlikhede. Nou wil ek vir jou sê, die begeerlike van hierdie wêreld, wat sê die koning van hierdie wêreld altyd? Alles. Hy sê in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 staan daar geskrywe, moenie die wêreld lief hê of die dinge van hierdie wêreld nie. So pas op vir hom. 1 Petrus 5 vers 8 staan, julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verskeer. En ek wil vir jou sê, hoewel al drie hierdie stemme en hierdie ander twee ook soms oortuigend kan klink, kom nie elke gedagte wat by jou opkom, elke gevoel wat jy kry, elke begeerte of elke openbaring wat vir jou gegee word van God af nie. Hallo? Ek is bly, julle luister so aandagtig na wat die Heilige Gees vir jou vanoggend sê. Nie elke stem wat jy hoor kom van God af nie. As jy dit nie geweet het, dan weet jy dit nou. Wat is my doel as kind van God? My doel, want as jy nie 'n kind van God is nie, en jy's nie wedergebore nie, sorry, you're not going to understand this. But if you want to be born again, just come see me. It's very easy. It's something God do. I can help you and guide you in the right direction. Enige van die broeders hierso kan vir jou help in die regte direction. So wat is my doel? Is om tussen hierdie stemme of hierdie geeste te kan onderskei. So hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit? Ek's nou kind van God. Nou is daar iets wat ek wil hê of iets wat ek moet doen. Nou, hoe weet ek wat is die regte? Wie is God wat nou met my praat? My doel is ek moet kan onderskei. Hoe doen ek dit? Ek luister na die don't jump the gun, né? Ek luister na die boodskap wat hierdie stem vir my gee. Ek luister daarna en dan onderskei ek. Ek sê vir myself, wat is hierdie stem nou besig om vir my te sê? Want ek sou vir jou sê, die Heilige Gees lei na die lewe toe. Amen. Amen, kind van God. Die Heilige Gees lei na die lewe toe. Die vlees fokus op homself. Dis die ander oudjie hierso binne in jou wat nie aan God gehoorsaam wil wees nie. Hy fokus op homself. Hy fokus op trots wees. En hy fokus op selfsugtig wees. En dan die Satan in die wêreld, hulle lei altyd na misleiding en vernietiging.
So, die Heilige Gees, Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Halleluja. You got to get the Holy Spirit. Jy kan nie sonder hom lewe nie. Sonder die Holy Spirit, ek wil dit duidelik stel vir jou, want ek onthou, toe ek 'n jong man was, het niemand dit ooit vir my, ek het nie eens geweet, daar is so iets soos wedergeboorte nie. If you don't have the Holy Spirit here, jy is nie sy kind nie. Nee? Jy kan die mooiste praatjies hê, en jy kan die Bybel uit jou kop uit ken, but if you do not have the Spirit, if you are not born again, sê Jesus vir Nicodemus, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie, en sal jy dit ook nie kan sien nie. Jy sal dit nie kan verstaan nie. Dan die volgende ding, die vlees fokus op self, en dit lei na sonde, die werke van die vlees. Want ons sien daai stukkie waar hy sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar. Met ander woorde, whatever the Holy Spirit tells you, die vlees, hierdie man binne in jou wat jy nie kan sien nie, hy gaan vir jou die teenoorgestelde sê. En dan Satan in die wêreld, Johannes 8 vers 44 staan daar, en luister baie mooi. Die Satan is nie jou chommie nie. Hy is 'n leienaar, en hy is die vader van alle leuns. Amen. Die Heilige Gees, wat doen hy? Hy verheerlik Christus. Hy lei ons na die waarheid toe. Hy bring vrede in ons lewe wanneer ons na hom luister. Hy lei ons altyd na heiligheid. Hy lei ons na gehoorsaamheid en hy lei ons sodat ons die vrug van die Gees voortbring uit ons lewe. Wanneer ons na sy stem luister, dan groei ons nader na God toe. Full stop. Punt. Niks verder nie. Wat doen die vlees? Die vlees wil hê ons moet doen waarvoor ons lus het. En dat ons niemand in ag hoef te neem nie. Die vlees wat binne ons, dit soek onmiddellike bevrediging. Onafhanklikheid van God en die Heilige Gees, om alles te doen wat lekker is, sonder om gevolge daarvan te dra. En dis waar die moeilikheid soms sit, is om vir mense te sê, om vir mense te leer, weet jy, as jy sekere besluite neem in jou lewe, gaan jy die gevolge daarvan dra. En die Satan in die wêreld, hulle doel is om te steel, dood te maak en te vernietig. Deur leuns, verleiding, deur vrees op jou te gooi, deur jou trots te maak, hulle in die vlees, hulle so. Verwarring te bring, en wat maak hulle nog? Hulle verdraai selfs die skrif, sodat mense hulle eie interpretasies maak, wat hulle pas. Na watter stem, soos die Heilige Gees vir jou sê, gaan jy luister vanoggend? I know there's a battle on. Daar's 'n battle on. Miskien het jy nou iets gehoor wat jy nou nie heeltemal mee saamstem nie, but there's a battle in you. As jy uitstap, there's a battle raging around you. Wanneer jy by jou werk gaan kom, daar's 'n battle aan tussen die drie. So watter stem gaan jy na luister? Gaan dit die Heilige Gees wees? Gaan dit jou vlees wees? Of gaan dit die wêreld wees, die Satan en sy demone, waarna jy gaan luister? Want weet jy, hier is die realiteit. Dit maak nie saak wat ek en jy doen nie, wat ek en jy sê nie, waarheen ek en jy gaan nie, na een van hierdie drie gaan jy luister. Dis die realiteit.
een van drie, wat ook al hulle boodskap is, gaan jy aanvaar, jou eie maak en jy gaan volg en doen wat daai een van daai drie stemme vir jou sê. Jy kan nie een kant staan nie. It's impossible. You're going to do one of those three things. Die bewys vir jou en vir my, watter stem ek nou gaan luister, lê hierin. Die bewys na watter stem ek volg, lê hierin. Dit lê in wat ek doen met die boodskap. Because I'm going to do something. Wat is die boodskap wat die stem vir jou gee? Dis wat jy moet onderskei. Met ander woorde, hoe gaan jy reageer daarop? Nou ek wil nie vanoggend by jou vlees stil staan nie. Ek wil nie vanoggend stil staan by die wêreld en sy goed nie. Dis nie hoekom ek glo die Heilige Gees vir my vanoggend hier gebring het met hierdie boodskap nie. Ek wil stil staan by die Heilige Gees van God. Because we need to follow him. Hoor jy, kind van God? Jy en ek moet die Heilige Gees volg as ek na die lewe toe wil gaan. You understand? Kom, kind van God, verstaan jy? Is maklik. You got to listen not to your flesh, not to the world and its desires. You have got to listen to the Holy Spirit. En jy sal lewe hê. Nie lewe net eendag nie, man. Jy sal hier binne jou 'n ongekende vrede kry. Al lyk dit vir ander mense of jy nie geseën of gebless is nie. It's not about them. Hulle het hulle eie pad om te stap. Is wat jy doen met die stem binne in jou. God is nie 'n God van die globaal nie. God saved you. Hy het jou gered, want hy het jou lief. Hy het vir jou aan die kruis gesterf. Hy het vir jou die nagmaal gegee. Want hy wil met jou, maak nie saak wie jy is nie. Hy wil met jou op pad stap. So, wat ek nodig het om te doen, is om te identifiseer dat die Heilige Gees praat, is nou, hoe weet ek die Heilige Gees praat nou met my? Ek moet dit identifiseer. Met ander woorde, ek moet luister na hom, en ek moet deur wat hy vir my sê, die ander kan uitsny. Né? Een kan sit en sê, no, this is the Holy Spirit. So, wat is die eerste ding wat die Heilige Gees doen? Hoe hy met my praat, hoe ek hom kan identifiseer. Hoe weet ek is die Heilige Gees wat nou met my praat? Die Heilige Gees laat my altyd op Jesus fokus. Amen. Die boodskap wat ek kry, die stem wat met my praat, hy sal altyd dat ek eerste ding op Jesus Christus fokus, want hy verheerlik deur sy werke Christus Jesus. Hy maak Jesus groter as myself. Met ander woorde, hy sal vir jou altyd laat kies tussen jou en Jesus. Tussen jou vlees, die wêreldse dinge daar, en wat Jesus vir jou wil doen, om vir jou die lewe te gee. Hy maak Jesus groter. Hy trek my na aanbidding toe. Hy trek my altyd na gehoorsaamheid toe. Hy trek my altyd na heiligheid toe. So wanneer ek wil weet, die stem wat ek hoor, die boodskap wat ek kry, is dit van die Heilige Gees, dan moet ek eerder hierdie vraag vir myself vra. Dit wat hierdie stem vir my sê, hoe ek moet reageer, maak hierdie stem Jesus groter in my lewe. Dit wat ek moet doen, gaan dit Jesus oplig, gaan dit Jesus verhef, of gaan dit myself oplig of verhef, of die wêreldse goed. So dis die eerste ding. Die tweede ding, die Heilige Gees sal nooit teen die woord van God praat nie. Boom. My kinders sê maar so, boom.
Hallo? You get it? He will never say something against the word of God. God weerspreek homself nooit nie. Wat hy in die skrif geskryf het, sal hy nie kanselleer nie. Dit gaan nie oor hoe emosioneel, daai woord, ons is nie of voel nie. Come on, that's what the devil is the first thing he does. What? Het God regtig gesê? Hy het so met Eva ook gemaak en Adam. Het God regtig gesê? En dan die tweede ding wat hy nou deesdae doen, met al die tegnologie en al die mense wat so slim op die internet is, waarna kinders van die Here luister, sies tog, ek kry hulle regtig uit my hart uit jammer, is wat hulle kom staan en vertel, die Bybel is nie eintlik die woord van God nie, dit is eintlik saamgestel deur 'n klomp mense wat bymekaar gesit het. As jy wil meer weet van die woord van God, daar's 'n preek wat ek gepreek het, Sola Scriptura, né? Dit is op die YouTube, jy kan daar gaan kyk, by die Klein Karoo gemeente, wat ek hier gestaan het, wat die Here my Heilige Gees my gelei het, om vir ons te leer, waar kom die Bybel vandaan? Don't listen to the enemy. Die vraag wat ek dan vir myself moet vra, wanneer ek hierdie stem hoor, en hierdie stem sê vir my hoe ek moet reageer, stem dit ooreen met die woord van God. Halleluja. Come on. The voice I'm hearing, stem dit ooreen met die woord van God. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Die Here sal nie vir jou sê, man klap jou buurman bo van sy fiets af wat so lelik met jou praat nie. Is dalk jou eie vlees. Ja, daai mense kon ons almal, maar soms. Ek het goeie bure, ek wil net sê, dit is net 'n voorbeeld. Die derde ene, die Heilige Gees bring vrede en nie verwarring nie. So wanneer ek die boodskap hoor, die Heilige Gees bring vrede en nie verwarring nie. Wat hy vir my sê, bring nie noodwendig vir my gemak nie. Hallo? Dit is ook nie noodwendig die maklikste pad om te stap nie. Maar ten midde van die storm sal ek 'n diep vrede ontvang wat alle verstand te bowe gaan, omdat God nie 'n God van wanorde is nie. Halleluja. As die Heilige Gees met jou praat en hy gee vir jou 'n boodskap, hy sê vir jou om iets te doen, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Maar wanneer jy doen, kind van God, dan gaan jy 'n vrede ontvang. Al kry jy nie daai mooi blink kar wat jy wou gehad het nie. Al kry jy nie daai motorfiets wat jy nou nog gaan kyk het. Al kry jy dit nie. Al sê die man vir jou, nee, ek soek R800,000 en jy het nou net 20,000. Jy gaan 'n vrede ervaar. Al sê die mense by die werk vir jou wat, en jy sê nee, gaan jy 'n vrede ervaar wat ongekend is. Die normale mense gaan vir jou sê, nee, jy was nou net stupid geweest. Al gee iemand vir jou bevordering in 'n ander stad, en jy sê nee daarvoor, gaan hulle sê, joh, jy's lekker stupid. But you're gonna have peace. Jy gaan 'n vrede ervaar. So die vraag wat jy jouself moet vra, wanneer hierdie stem met jou praat, hoe jy moet reageer is, dit wat hy vir my sê, bring dit my nader aan God se vrede, of maak dit meer verwarring vir my? Het is goed wat ons met God moet deurpraat. Wanneer jy stemme hoor, praat dit met die Here deur, praat dit deur met die Heilige Gees. Die volgende een, die vierde een, die Heilige Gees bied vir my die vrug van die Gees aan. Halleluja. Hy motiveer die volgende vrug in my lewe. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Die vraag wat ek myself moet vra,
dit wat hierdie stem vir my sê om te doen. Watter vrug gaan kom van my aksies? Watter vrug gaan ek voortbring? Die volgende een, hoe weet ek die Heilige Gees praat nou? Die Heilige Gees vra gehoorsaamheid aan God se woord. He's going to ask you that. Onderskeiding gaan oor op die ou einde van die dag. Die boodskappe, die stemme wat ek hoor, gaan op die ou einde van die dag nie oor wat ek hoor nie. Dit gaan oor wat ek gaan doen met dit wat ek hoor. Baie mense wil God se stem hoor en hulle sê, Here, praat met my, ek wil met jou, ek wil by jou hoor, maar min mense wil God se stem gehoorsaam. Mariska gee die nou die dag vir my 'n ding van 'n ander vrou wat praat. Dit was nog baie cute. 'n Vrou wat praat, en staan sy prediker, en staan sy op die stage en sy praat oor 'n foon. En sy verduidelik vir die mense hoe dit soms werk is en nou terwyl sy so praat, nou antwoord sy na die foon en sê, "Hello, may I speak to God, please?" Nee. En sy sê, "God, can I talk a little bit about my finances?" Dan, "Oh, I must read the word." Okay. But what must I believe now? This is the situation in my life. Oh, I must read the word. En so gaan sy aan. If God answers you, een van daai stemme gaan maak dat jy hom antwoord op 'n sekere manier. Hoe gaan ek hulle kan onderskei? Want die vlees gaan vir my sê, doen net wat jy wil. Doen wat vir jou goed is. Doen die dinge waarvan wat jy nog altyd wou. Jy's los, man. Die wêreld en Satan gaan vir my sê, volg die skare, of het God regtig gesê. Die Heilige Gees gaan vir my sê, volg my. Die kern as kind van God, elke dag, met elke besluit, voordat ek reageer, is ek bereid om na hom te luister. Daarom is die belangrikste vraag vanoggend hier, hoor ek God nie? Of hoor ek God nie? Die belangrikste vraag is nie, hoor ek God nie? Maar wanneer hy praat, sal ek hom volg? Wanneer hy met my praat, sal ek hom volg? Om te gehoorsaam te wees aan die stem van God, bring altyd 'n beloning in vir my. En daar's twee goed waar ek op vas staan. Eerstens, die Heilige Gees sal vir my en jou wys wat ek moet doen in my lewe, hoe ek moet lewe. Hy sal vir my wys wat ek moet los en wat ek moet optel. Ons probleem is soms ons sit met hierdie vooropgestelde idees van hoe dinge moet wees. Hy sal vir my sê wat ek moet doen en hoe ek moet lewe. Tweedens, wat sal gebeur nadat ek gehoorsaam is aan hom? Dan sal hy vir my geheimenisse uit sy woord bekend maak, wat ander mense nie sien nie. Want hulle weet nie daarvan nie. So, prakties. As jy nou die Bybel vat en jy lees hom, dan gaan die Heilige Gees met jou begin praat en hy gaan met jou begin werk. Dan gaan hy vir jou sê die eerste ding hoe om te lewe, wat om te doen. As ons kyk na Galasiërs 15 vers 16. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit die swig en die begeertes van die sondige natuur nie. Want ons sondige natuur begeer is in stryd met die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar en hulle sodat ek en jy nie kan doen wat ons net wil doen nie. Dan die volgende ding. En die werke van die vlees is openbaar. Halleluja. God sê, nie net sê ek vir jou, jy kan my volg nie, ek wys vir jou wat die stem van die vlees in die wêreld vir jou gaan sê.
Hy gaan vir jou sê, die werke van die vlees is openbaar. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornrigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf gesê het, halleluja, God is saying to you, if you are doing these things, jy wat gesê het, as jy steel, as jy hierdie goed doen, dan sê die Here vir jou, wat ek vir jou vooraf sê, soos ek dit vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dis 'n harde woord. We must choose. Ek weet jou vir elke een liewe dingetjie wat daar staan vanoggend, wat die werke van die vlees is, het daai stem al met jou gepraat, want hy het al met my gepraat. Don't listen to him. Come to the Lord. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Nou dan gaan ek daaraan. Ek het dit net nou gesê. Die Heilige Gees leer ons om te lewe, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees en sy hartstogtige begeerlikhede gekruisig. Man, if you hear those three voices, identify the Holy Spirit, identify his voice, and crucify the rest. Hoe crucify jy hulle? Soos wat Jesus in die woestyn gedoen het. Hy het gesê, maar daar staan geskrywe. Jy hoef nie eens te weet, dit staan in Matteus 2 vers 25, of 5 vers 24, of Galasiërs 10 vers 1, of wat ook al nie. Jy kan net vir hom sê, wanneer hierdie stem na jou toe kom, kan jy vir hom sê, daar staan geskrywe. You are in a spiritual war, and the war has just begun. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En ek het in die begin gesê, you must be born again to understand these things. Luister, as jy nie wedergebore is nie, as jy nie die Gees van God in jou het nie, jy's onseker, kom praat met enige broer in hierdie kerk, kom sê dit vir my, want dit is baie belangrik, want hierdie drie stemme, whether you are born again or not born again, they are going to speak with you. En jy kan dit nie onderskei nie. 1 Korintiërs 2 vers 13 tot 16 staan dat daarvan spreek ons ook met woorde wat met menslike wysheid leer nie, maar met dit wat die Heilige Gees leer, soos wat ek hoop hy leer jou vanoggend van sy stem af, nie van myne nie, sodat ons geestelike dinge geestelik gaan vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Hy sal byvoorbeeld sê, hierdie is malligheid, ek kom nooit weer na hierdie kerk nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand geoordeel nie, want wie het die gedagte van die Here geken? Halleluja. Wie het die gedagte van die Here geken? Wie kan die stem van die Heilige Gees onderskei? Dat hy hom sal onderrig. Maar ons, kind van God, jy, kind van God, jy wedergebore kind van God, wat aan God behoort, ons het die sin van Christus. You've got the Holy Spirit. The Holy Spirit, Jesus and God is one. One. Selfe boodskap, selfe woord. Hulle staan saam in eenheid. En as hy in jou woon, dan het jy die sin van Christus. Met ander woorde, jy het die moontlikheid om te kan onderskei tussen hierdie drie stemme. Ek gaan afsluit met hierdie woord. Haal gou diep asem.
weet ek steel. Tommy, ek steel alweer 10 minute jong. OK. En ek wil hê jy moet gaan lees hierdie woord. Die Heilige Gees openbaar geheimenisse aan ons. Ek wil vir jou sê, wanneer jy die skeiding maak tussen hierdie sisteem van die Heilige Gees, ek luister na hom, kruisig die ander twee, vat hulle weg, en jy gaan lees jou Bybel, dan is daar goed in die Bybel wat God vir jou gaan wys, wat jy 20 keer oor gelees het, maar nog nooit besef het nie. Jy gaan vir jouself sê, wat? Sê die Here vir my hier. En jy gaan dit deel met enigiemand om jou. Because God het vir jou 'n geheimenis bekend gemaak. En hy doen dit stelselmatig. Ek wil vir jou gaan lees 'n bietjie van Hanna en Penia. 1 Samuel 1 vers 1 tot 28. Dit is wat gebeur op daardie oomblik. Né, dis die storie wat gaan en dan waar ek wil stil staan is die gelofte van Hanna. Ag, die lofsang van Hanna, né? Sy het 'n gelofte gemaak. So wat het gebeur in hierdie verhaal? Hanna en Penina, snaakse name. Hulle was getroud met 'n man, Elkana, 1 Samuel 1. Nou, Hanna was baie bedroef geweest. Sy was binne in haar, was sy verskriklik bedroef geweest. Omdat sy geen kinders kon hê nie. Sy het die Bybel sê, want God het haar moederskoot gesluit. So sy was verskriklik bedroef daaroor. Maar Elkana, haar man, het haar tog nog steeds baie lief gehad. Maar Penina, wat kinders gehad het, sy het vir Hanna begin spot, omdat sy nie kinders het nie. Voortdurend het sy haar gespot. Nou ek kan myself net imagine wat sy vir haar moes alles gesê het. Wat vir my so van ongelooflik is. Kinders van God. Do not take the blessing God give you to hit somebody else with. Jy hoor wat hy sê? Ons vat soms die blessing wat God vir ons gee en ons wil ander mense daarmee slaan. So sy het al gespot en elke jaar dan gaan hulle as gesin nou op na die tabernakel toe en hulle gaan om die Here te aanbid. En een met die besoek kon ek nou net dink Hanna was nou klaar gewees. En sy het bitterlik gehuil en hoor wat sê die woord? Sy het haar hart voor die Here uitgestort en ernstig tot die Here gebid. Het dinge al so sleg gegaan vir jou? So was mense al so lelik met jou dat jy bitterlik ongelukkig binne jou was. Soveel so dat jy sommer voor die Here gehuil het. Wat vir my ongelooflik is wat Hanna doen. Volgens die woord van God, Hanna sê nie vir Penia ook sleg nie. En sê vir haar miskien, man, jou kind het lyk of hy 3 oë het of lelike hare het. Kyk hoe dik is jou kind. Kyk hoe dink aan 'n ander. Toe maar, ek bou by hierdie storie. Sy doen nie dit nie. Wat doen sy? En dit is gevaarlik, enige een van ons. Let hierna op. Sy gaan huil bitterlik en stort haar hart uit voor die Here. En sy maak aan die Here 'n belofte. En sê, Here, as U net vir my 'n seun gee, dan gaan ek daardie seun vat en ek gaan hom veroorsaak dat hy sy hele lewe lank vir U werk. En sy sit, soos ons nou vandag sou gesit het, sit sy hier voor, en sy stort haar hart uit vir die Here, en sy praat en haar lippe beweeg, soos ons vandag bid, né? En sy praat. Elia, die profeet, check haar. En hy sien haar daar sit en haar lippe beweeg. Maar daar kom niks woorde uit by haar mond nie. Sy bid. Sy stort haar hart voor die Here uit. Wie wat doen hy? Hy stap na toe en sê, is jy dronk? Dat jy so sit en praat met jouself. Maar Hanna verduidelik toe vir hom, vir Elia.
Ek imagine as jy lees die Bybel, dan kan jy sien in daai tyd as hulle praat, het hulle hard gepraat en gebid tot die Here, want jy weet Fariseërs en Sadduseërs, hulle gehaat het, almal moet hoor hoe hulle bid op die straathoeke, maar sy het haar hart gestort voor die Here, en sy het na die Here toe gaan en hom vasgegryp. En toe Elia haar storie hoor, toe seën hy haar, hy seën haar, en gesê, mag God jou gebed verhoor. Hanna het in geloof toe huis toe gegaan, en die Here het haar gebed verhoor. Come on, gaan stort jou hart 'n bietjie voor die Here uit. Die Here het haar gebed verhoor, en sy het geboorte geskenk aan 'n seun, wat hulle Samuel genoem het. Moenie jou parels vir die varke gooi nie. Gaan stort jou hart voor die Here uit. En Samuel beteken van die Here gebid. En nadat Samuel op die regte ouderdom was, het sy gelofte nagekom. En sy het hom aan die Here toegewy en vir die Here gegee. En Hanna het 'n lofsang geskryf, 1 Samuel 2, en ek wil afsluit met hierdie stukkie. Ek het net al afgesluit, maar dit is net 'n storie. Ek wil afsluit met hierdie stukkie nou. In my, kan jy imagine, omdat sy haar hart voor die Here uitgestort het en gebid het, op haar knieë gekom het en gebid het, en haar probleme vir die Here gegee het, en die Here het haar geantwoord, dink jy sy het net daar opgehou? I don't believe that for 1 second. I believe she met the King of Kings there on her knees. En hoekom sê ek so? Want luister na haar lofsang. Terwyl sy daar sit en vir die Here gebid het, en na die tyd het God vir haar iets kom wys, 'n geheimenis bekend gemaak, wat van die mense nie geweet het eers nie. Hoor haar dankbare hart, haar lofsang. Toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here. My horing is hoog in die Here. My mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in my verlossing. Sy sê vir haar vyande, ek dink sy het vir Penia gesê, kyk hoe het die Here my geseën, want sy het nie net een seun gehad, sy het nog kinders daarna gehad. If God, as die Here besluit om jou te seën, broer en suster, dan gaan jou beker oorloop. En soos die ander man die een keer gesê het, man toe ek hom vra, hoe gaan dit met jou, sê hy, drink uit die piering uit, want sy beker loop oor. Niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos ons God nie, halleluja. I pray that the Holy Spirit show you this. Wie is die rots? Come on, who is the rock? Jy's reg. Dis Jesus. Daar is geen rots soos ons God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Sê sy vir my en vir jou. Moenie probeer daar praat nie, stort jou hart voor die Here uit. Laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie. Trotsheid, selfsug. Want die Here is 'n God van diepe kennis. En deur hom word die dade beproef. God knows everything about you and about your circumstances. Stort jou hart voor die Here uit. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord.
dit wat mense aan jou gedoen het, hulle het rondgeloop soos helde, soos wonderlike mense, hoe groot en sterk is hulle, hulle sê jou sleg agter jou, hulle sê hoe sleg jy is, hoe goed hulle is, en dat die Here nie met jou is nie, die Here sal daardie helde se boë verbreek, waarmee hulle jou skiet. En hy sal jou met krag omgord. Iemand se ma bel hom. Volgende, dankie Raneda. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, en die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het 7 gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood, en die Here maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk, en laat daar uitkom. Die Here maak arm, en maak ryk. Hy verneder, maar hy verhoog ook. Hy rig die geringe uit die stof uit, die ashoop verhef uit die behoeftige, om hulle te laat sit by die vorste, en hulle 'n erestoel te gee, wat hulle sal beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde. Hy het die wêreld daarop gevestig. Daar alles behoort aan die Here. Gaan stort jou hart voor die Here uit. Ek kan hom nog eenetjie gooi raai. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom in duisternis, want 'n mens oorwin nie deur krag nie. Hier kom die geheimenis. As jy jou hart voor die Here uitstort, as jy voor die voete van die Here gaan sit, en by hom gaan pla, en hom, want pla die Here, ja, pla hom. En jy gee jou goed vir die Here, dan gaan hy vir jou geheimenisse vertel, en ek bid die Heilige Gees laat jou dit sien. Onthou jy, hulle is in die Ou Testament, Nuwe Testament kom nog. Hy sê, die wat met die Here twis, word verpletter. Die Satan en sy demone, hulle word verpletter. En ek wil vir jou vandag sê, waar was hulle verpletter? Wie kan vir my sê, waar is die Satan en demone oorwin? By die kruis. Oor hulle donder hy in die hemel. By die kruis was daar 'n donderslag, en die mense het God se stem gehoor. Die Here oordeel die eindes van die aarde. Die Here oordeel die eindes van die aarde. Hoor jy, kind van God, wie oordeel die eindes van die aarde? Die Here. Wie is die Here wat die einde van die aarde oordeel? Jesus Christus. En hy gee sterkte, God, hy gee sterkte aan wie? Sy koning. Die Here oordeel die aarde, en wie gee sterkte aan sy koning? God. Hoe kan God 'n koning hê? Maar aan sy koning gee hy sterkte, en hy verhef die horing van sy gesalfde, halleluja. Autoriteit en krag word aan sy gesalfde gegee. Jesus Christus. Wat sê ek jou vandag? She knew something that many people did not know. Because she decided to get on her knees and follow his voice. Daarom het daarna het Elkana na sy huis gegaan, na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli en die Here bly dien het. Drie stemme. Leer een ken, en jy sal die ander ken. Jy sal hulle identifiseer. Kom ons maak ons oor toe.
almagtige God en Hemelse Vader, koning van die konings. Jesus Christus, die Here, die almagtige Skepper, U wat is en was en sal wees tot in aller ewigheid Vader. Ons dankie vir wat U aan hierdie kruis gedoen het vir ons. Ons dankie vir die liggaam van Christus, dat U ons so lief gehad het. Ons dankie vir die kruisdood wat daar was, Here, sodat ons kan lewe. Ons dankie vir U Seun Jesus Christus wat U vir ons gestuur het, Here, sodat ons kan lewe. Esegiel 36 vanaf vers 26 tot 28 leer U vir ons wat gebeur as ons wedergebore, want U het gesê, en ek sal hulle 'n nuwe gees gee in hulle binneste. En ek sal die hart van klip verwyder en hulle hart van vlees gee. En ek sal vir hulle my gees in hulle binneste plaas, sodat hulle my verordeninge kan hoor en doen. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n nasie wees. Alle eer kom U toe, Here. Ek bid dat ons van nou af, Here, sal fokus op die Heilige Gees en dit wat Hy vir ons sal sê, sy boodskap, help ons om te identifiseer wanneer Hy met ons praat, sodat ons hom kan volg, want ons wil lewe soos wat U vir ons sê ons moet lewe, en ons wil ook die geheimenisse van U woord leer, in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here.